Goeiemôre broeders en susters en kinders. Soos julle kan sien, vandag is dit daai kant se beurt om saam met die kant te sing. Die projekteur het hulle gisteroggend afgehaal en hulle hoop om hom dan vir ons so spoedig moontlik ook weer te kan teruggee. Ek gaan vra dat ons vanoggend net een kollekte het. Dit is die kerkraad het ook gesê, dit is vir die Bybelverspreiding, maar ons gaan dit onder die diens hê. Ook as 'n liefdegawe vanoggend. Die kollekte onder die diens sal vir Bybelverspreiding wees. By die deure is daar nie kollekte nie. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op die groetseën van die Here met die sing van Psalm 146. Iets wil nie met mekaar praat nie. Ons kan Psalm 146 sing vers 1, almal ken hom, prys die Heer met blye galme, en dan, ek weet Andre is ook hier en sal ons hom ook inroep om gou te kom kyk. Dankie. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie Here dat ons vanoggend die voorreg het om weer met 'n Paasfees op 'n Vrydagoggend hier by mekaar te wees. Ons dankie dat ons elke jaar die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus op hierdie manier ook kan onthou. En ons gebed vanoggend is dat U deur die verkondiging van die evangelie ook elkeen van ons in ons geloof sal versterk. Dat U sal gee dat dit wat ons hier sê en dit wat ons hier dink en dit wat ons hier hoor, in die eerste plek sal strek tot die eer en die verheerliking van U heilige naam, maar ook tot versterking van ons elkeen se geloof. Ons vra dit nie net vir onsself nie, maar vandag bid ons in besonder vir ons broers en susters in die geloof wat in vervolging moet leef. Gelowiges wat doodgemaak word, omdat hulle ook saam met ons bely dat Jesus Christus ons Here is. Saam met ons bely dat hy ons enigste koning en verlosser is. En daarom vra ons Here dat U in hierdie tyd ook hierdie Paasfees vir hulle sal seën. Dat U ook vir hulle die krag sal gee om in die geloof te volhard.
maar ons gebed is ook bo alles dat U ons sal verlos van die bose. Dat U ons sal vrymaak van die duiwel en daarom bid ons elke keer, kom Here Jesus, kom gou. Laat U koninkryk ook sigbaar word in ons tyd. Ons vra dit want ons ken onsself as sondaar mense. Sondaar mense wat lewe deur U genade. Amen. Ons gaan vanoggend uit die woord van die Here stil staan by 'n gedeelte uit Markus en dit is hoofstuk 15 daar aan die einde en Sondagoggend gaan ons weer verder stil staan daarby. Ons het verlede Sondag ook begin om te kyk na ons belydenis dat ons glo in Jesus Christus en ons het gehoor dat die naam Jesus beteken verlosser. Dat hy is ons enigste verlosser en dat daar nie 'n naam op die aarde is waardeur God wil hê ons moet gered word behalwe die naam van Jesus nie. Nou in Markus 15 kom ons dan by 'n belangrike gedeelte in die Bybel en dit gaan oor Pilatus. Jesus word aan Pilatus uitgelewer. Nou miskien vir die kinders net sê wie Pilatus was. Pilatus was die Romeinse goewerneur. Hy was die regter gewees, die aardse regter, die Romeinse regter, wat moes sê of Jesus skuldig of onskuldig is. En ons gaan vandag kyk na die gebeure die donderdag aand en daardie Vrydagoggend vroeg, toe die Joodse Raad eers 'n verhoor gehou het en besluit het Jesus moet doodgemaak word. En toe het hulle moes hulle hom na Pilatus toe vat, want hulle mag nie iemand doodgemaak het nie. Nou staan daar die môre vroeg, het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelik as volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus het vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra. Verweer jy jou glad nie, het hy gevra. Kyk waarvan beskuldig hulle jou alles. Jesus het egter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk saam met die ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle dit te doen wat hy hulle van hom gewoond was om te doen. Pilatus vra hulle toe, wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hy het geweet dat die priesterhoofde vir hom, dit is vir Jesus, uit afguns uitgelewer het. Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê moet ek met hom maak wat julle die koning van die Jode noem? Kruisig hom, skreeu hulle. Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen, vra Pilatus hulle, maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom. En omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat. Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte waarby ons gaan stil staan in die prediking. En vanoggend dan in besonder hierdie woorde, hulle het Jesus geboei en hom weggebring en aan Pilatus uitgelewer.
Nou is belangrik, julle kinders en almal van ons moet onthou, elke Sondag in die kerk hoor jy die naam Pilatus, nê, waar ons sê Jesus het gelei onder Pontius Pilatus. En vanoggend gaan ons kyk, hoekom het hy onder Pontius Pilatus gelei en wat beteken dit vir ons? Kom ons sing eers saam van Jesus in ons skrifberuiming 12:5. Ons kan staan vir die sing daarvan en ons sing net die enkele vers daarvan. Is nogal groot woorde daardie, U het gesterf, o Heer, vir my. Vanoggend dan elkeen van ons wat saam gesing het, dit ook saam bely, dat ons glo, Jesus het vir my gesterf. Maar dis belangrik dat ons weet hoekom. Want so sien ons in ons teksgedeelte Markus 15 en ook in die ander evangelies, dat die Joodse raad het besluit, Jesus moet dood. Jesus moet doodgemaak word. Hulle wil hierdie man wat die lewe vir hulle so moeilik maak, hierdie man wat hulle in 'n slegte lig by die mense gestel het, van ontslaa raak. Afgelope Sondag het ons weer daarvan gehoor, toe Jesus daardie Sondag in Jerusalem ingekom het op die rug van die donkie, hoe die mense geskree het en uitgejubel het, prys hom wat in die naam van die Here kom, geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. En so sê Markus vir ons, die leiers van die volk, die Joodse raad, die skrifgeleerdes, al daardie mense was jaloers op Jesus. Want hulle het gesien hoe die mense al meer en meer na hom toe gestroom het. Daarom hulle besluit, Jesus moet dood. Jesus moet dood. Maar onthou, die Joodse raad het 'n probleem gehad. Pilatus moes hierdie vonnis wat hulle wou voltrek bekragtig. Want daar waar hulle gebly het, was 'n Romeinse provinsie gewees, en in 'n Romeinse provinsie is daar streng wette wat geld, en een van die wette was dat net die Romeinse regter of die Romeinse goewerneur mag die doodsvonnis oor iemand uitspreek. En daarom staan Jesus voor Pilatus. En so bely ons dit dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. Want Jesus staan voor Pilatus, die regter, wat in sy saak moes beslis. Nou opvallend wanneer jy jou Bybel gaan lees, ook in die ander evangelies in Matteus en in Lukas en Johannes, dan is daar iets wat nogal na vore kom, en dis die optrede van Pilatus. Hoe hy eintlik sy verantwoordelikheid as 'n regter probeer vermy. Elke keer probeer hy om homself te verontskuldig. Hy was 'n handjies in onskuld, soos ons sal sê, en hy doen dit letterlik. En hy probeer om
nie 'n beslissing te maak nie. En dan kom die ergste eintlik, en ons sal nog daarna kyk, maar die ergste is dat die regter gaan vra vir die mense wat hy met Jesus moet doen. Dit alles omdat hy weet en omdat hy dit self ook sê, Jesus is onskuldig. Maar tog, omdat hy bang is vir die Jode en bang is daar kan 'n opstand kom, word Jesus uitgelewer deur 'n onregverdige regter. Uitgelewer om, soos ons dit net nou gesing het, in ons plek, in my plek, die toorn van God, die oordeel van God, die straf van God op ons sondes te dra. En dis wat mens moet raak sien. God gebruik die onregverdige Pilatus om die vonnis oor die hele mensdom te laat uitspreek. Die vonnis oor sondaarmense word hier uitgespreek oor die enigste mens wat sonder sonde was. Jesus Christus, ons Here en ons middelaar. Dis die eerste ding waarby ons vanoggend ook moet stil staan, is daardie woorde dat Jesus die toorn van God teen ons sonde moes dra. Dit is nogal interessant, as jy jou Bybel lees, dan sien 'n mens dit, is eintlik ironies. As ons dink aan die toorn van God, die straf van God op ons sondes wat hier voltrek word, sien mens dit nie raak as jy daarna kyk nie. Al wat jy raak sien is die wraaksugtigheid en die haat teenoor Jesus, daardie fanatiese woede by die Jode. In plaas daarvan dat ons hoor van God se toorn, sien ons die absolute boosheid van mense teenoor Jesus. Mens wil amper sê die waansinnigheid van die Jode in hierdie begeerte dat Jesus doodgemaak moet word. Tog, het ons altyd onthou, dit gaan oor meer as die boosheid van mense en die duiwel se haat. Dit gaan oor God aan die werk. Hy neem en hy stuur sy enigste seun, die enigste mens wat nooit enige sonde gehaat het of gedoen het nie. En hy plaas al die sonde skuld op hom. Al die sonde skuld van al die ander mense word op Jesus geplaas. Hy word gestraf in ons plek. Hy betaal ons skuld voor God se toorn. In groot woorde sê ons altyd, hy het aan die geregtigheid van God voldoen, deur borgtogtelik in ons plek te ly. As jy praat van die geregtigheid van God, baie eenvoudig gesê, God wat gesê het, die straf op die sonde is die dood, Jesus voldoen daaraan. Hy dra daardie straf in ons plek. En dis wat borgtogtelik beteken, dat hy gaan staan in ons plek om die toorn van God te dra. Hoekom doen hy dit? Want daardeur word ons met God versoen. Daardeur vat hy ons sondeskuld van ons af weg. Ons word regverdig gemaak. Dit beteken as God nou my kyk, dan lyk ek soos Jesus lyk. Hoe lyk ek? Sonder sonde. Nie omdat ek 'n sondelose mens is nie, maar omdat Jesus die sondeskuld van my afgewas het. En daarom het ek deel aan die genade van God, deel in die geregtigheid van God. Daarom het ek die ewige lewe. Maar om dit te kan hê, moes Jesus die straf op ons sondes gaan dra en aan die toorn van God
wat 'n heilige afkeer in die sonde het, gaan voldoen. En onthou dit altyd, Hebreërs 12 vers 29 sê vir ons hoe God se toorn is, hoe God met sondaars maak en met die sonde maak. Woorde wat daar gebruik word, ons God is 'n verterende vuur. Ons God is 'n verterende vuur. En Jesus het in ons plek deur daardie verterende vuur gegaan. En daarom die intensiteit van sy lyde na liggaam en na gees, eintlik van sy geboorte af toe hy mens geword het, tot hier aan die kruis op Goeie Vrydag. Dit wat hy moes deurgaan, kan ons nie vir mekaar regtig verduidelik nie. Dit is baie pogings om dit te doen. Mense maak rolprente daarvan, mense maak werklikheidsreekse daarvan. Maar dit is eintlik iets wat geen rolprent vir ons kan uitbeeld nie. Want as jy regtig na die geskiedenis gaan kyk, voor die kruisiging, tydens die kruisiging en daarna, dan sien ons hoe verskriklik is God se toorn oor ons sonde. Ons kan onsself nie probeer verontskuldig nie. Ons kan nie sê ek is, en mense is lief om dit te doen, ons sê maklik, ek kan nie help nie, ek is so gemaak. Of ek kan nie help nie, dis hoe die wêreld is. Of, ek is darm nie so erg soos daardie ou of daardie ou of daardie ou nie. Dit moet nie so maak nie. Want as ons dit doen, dan maak ons iets kleins van die verskriklike lyding waardeur Jesus in ons plek moes gaan. En dis hoekom die tweede ding vanoggend so belangrik is, dat ons nie moet vergeet nie, dat hy in ons plek veroordeel is nie, en dat hy in ons plek aan Pilatus uitgelewer is. Want as ons voor Pilatus gestaan het, dan sou Pilatus nie gesê het, ek vind geen skuld in hierdie mense nie. Maar dis die belangrike om raak te sien. Jesus word aan die regter uitgelewer, en hierdie regter moet hom skuldig verklaar, maar tog verklaar hy hom onskuldig, en tog veroordeel hy hom tot die dood. Hy wat sê, Jesus is onskuldig, hy laat Jesus doodmaak. En ons weet hoekom, want Pilatus was bang vir die priesterhoofde en die Jode. Inteendeel, as jy die ander evangelies gaan lees, dan lees jy daar dat hy pertinent gesê het, hy vind geen skuld in hierdie man nie. Maar omdat hy hulle sin wou gee, en hy het vrees vir 'n opstand, wat homself sou benadeel, want onthou, hy was onder die gesag van die Romeinse keiser, en as daar in jou provinsie baie opstande is, dan was jy ook in die moeilikheid. Daarom word Jesus oorgegee om gekruisig te word. Maar hoe word hy oorgegee? Kyk mooi wat doen hy. Hy probeer in die volk se guns bly, en hy stel hulle voor 'n keuse, Jesus of Barabbas, die moordenaar. Jesus, die koning van die Jode, of Barabbas, die moordenaar, die opstandige. En dis seker een van die grootste verkrachtings van reg en geregtigheid, want onthou, Barabbas was reeds ter dood veroordeel. Barabbas was reeds gevonnis om daardie Vrydag gekruisig te word. Pilatus het reeds gesê, Barabbas is skuldig, Barabbas
hoort aan die kruis op Golgotha. En ons weet wat sê die mense. Hulle soek vir Barabbas. Wat moet hy met Jesus doen, vra hy dan sê hulle, kruisig hom. En in alles staan ons Here Jesus daar, en hy sê nie meer 'n woord nie. Eintlik is Pilatus verbaas. Verbaas omdat hy kan sien hoe Jesus vals aangekla word, maar homself nie een oomblik probeer verdedig nie. Maar dis juis hierdie, kom ons noem dit stil sweye van Jesus, wat krag aan die gebeure gee. Want al besef Pilatus nie wat gebeur nie, al besef die Jode nie wat gebeur nie, Jesus weet wat op hom wag. Trouwens, in die tuin van Getsemane, net 'n paar ure tevore het hy gebid, dat die lydensbeker by hom moet verbygaan. So erg was dit dat sy sweet eintlik druppels bloed geword het wat op die aarde geval het. Want hy het geweet, hy het na die wêreld toe gekom om die oordeel van God op ons sondes te dra. Daarom bly hy stil, want hy gaan dit nou doen. Al weet hy daar gaan 'n onregverdige oordeel van Pilatus se kant afkom, hy bly gehoorsaam aan sy hemelse Vader, om as ons borg en middelaar op te tree. En as ons vandag wil vra, borg en middelaar, baie eenvoudig, Jesus het doelbewus die oordeel van God oor ons sondes, oor homself laat gaan. En dis juist hier waar Barabbas so belangrik is. 'n Mens dink nie altyd so daaraan nie, maar dink 'n bietjie daaraan. Daai kruis op Golgotha waaraan Jesus moes hang. Wie se kruis was dit? Barabbas. En daardie dag, toe Jesus gekruisig is, stap Barabbas daar weg as 'n vryman. So ook ek en jy. Want hy die vonnis wat ons vonnis moes gewees het, as sy vonnis aanvaar. Hy het gehang aan die kruis waar ons moes hang. En so sê die Here vir ons, het hy al ons vervloekinge wat God op ons uitgespreek het oor ons sondes op hom geneem. Dis die laaste punt vanoggend, daardie sekerheid wat gelowiges moet hê, dat Jesus die vervloeking van God op hom geneem het. Hoe kry ons daardie sekerheid? Baie eenvoudig, die kruis sê vir ons dat dit so is. Ons moet onthou, ons weet hoe verskriklik die kruisdood was. Die Romeine het dit net toegepas op slawe en mense wat nie Romeinse burgers was nie. Dis al op wie hulle dit toegepas het, want dit was 'n verskriklike marteldood. Maar vir die Jode was dit nog erger, en dis hoekom hulle ook skree, kruisig hom. Want vanuit die Jode se oogpunt gesien, was 'n kruis waaraan jy opgehang word, iets wat jou wegstoot van die mense af, wegstoot van die aarde af. Maar die hemel wil jou ook nie hê nie. Dit is eintlik so, jy hang so hier tussen die twee. Interessant genoeg, in die Ou Testament, reeds in Deuteronomium, daar self lees ons al dat God self gesê het, vervloek is elkeen wat aan 'n houtpaal opgehang word. Dis hoekom Jesus gekruisig word. En waar sien ons die vervloeking van God op sy ergste? Sal Sondagoggend ook daarna kyk, toe Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat?
Maar dis juist daar waar ons troos lê. Paulus skryf in Galasiërs 3, toe Jesus dit gedoen het, het hy ons losgekoop van die vloek van die wet, deur in ons plek 'n vervloekte te word. En hierdie in ons plek 'n vervloekte word, beteken dit dat alles wat sleg is wat ons moes dra, die smarte van die hel, die Godverlatenheid, dat Jesus in ons plek daardeur gegaan het. Hoekom? Sodat ek en jy elke dag kan opstaan met die wete, ek lewe altyd, elke dag onder die seënende hande van God. Hy het dit gedoen om ons terug te bring na God toe. En daarmee sluit ons af vanoggend. God het die onregverdige Pilatus gebruik om die vonnis oor die hele mensdom, ook oor ons sondes uit te spreek. Hy het die vonnis laat uitspreek oor die enigste mens wat sonder sonde is, Jesus Christus, ons middelaar. Jesus is uitgelewer om in ons plek die toorn van God te dra. Die vervloeking van God wat op ons gerus het op hom te neem, sodat ons kan weet, God is by ons. En is dit nie pragtig nie? Elke erediens in hierdie kerkgebou en op enige plek op die aarde, is dit waarmee God jou groet, is dit waarmee God jou ook in die wêreld in uitstuur. Dat hy saam met jou gaan. Met die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wat Jesus vir ons aan die kruis op Golgotha verwerf het. Daarom praat ons van Goeie Vrydag. Amen. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God. Ons dankie dat ons vanoggend weer die blye versekering ontvang dat U by ons is. Dat U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees elke dag deel van ons lewens is. Ons dankie dat ons mag weet dat die vonnis oor ons sondeskuld reeds voltrek is. Daar op Golgotha, en daar die middelste kruis, toe dit so donker geword het, dat selfs die son verdwyn het. Toe dit so donker geword het, dat ons Here Jesus Christus moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit alles, sodat elkeen van ons mag weet dat ons nooit God verlate hoef te wees nie. Nooit God verlate hoef te voel nie. Maar mag weet dat ons lewe onder U seënende hande. Daarom wil ons vandag ook sê, ons loof en prys U groote naam. Ons loof die naam van ons Here Jesus Christus. En ons doen dit alleen deur die werking van U Gees. Amen. Die liefdegawes vanoggend gaan dan vir Bybelverspreiding.
Kom ons staan en dan loof ons die Here met die sing van Psalm 124. Ons gaan daarvan saam vers 1, 3 en 4 sing. Geloofd sy God, hy het ons vrygemaak. Die woedende ondier het ons nie genaak. God het die dodelike sprong gestuit en ons nie oorgelewer tot 'n byt. Dies loof ons God, hy het ons vrygemaak. Die troue Heer het self ons vrygemaak. Kom ons staan en ons sing vers 1, 3 en 4, Psalm 124. Ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.